Thema van my woord vanoggend is die verborgenheid van geloof, die verborgenheid van geloof. Voor ek begin preek, ek het net iets op die hart. Hierdie week, dis niks met die preek te doen nie, ek voel net, as ek 'n drankjie pik, moet nie dink ek het kort testosteron of iets nie, dis maar net iets op my hart. Ek het in hierdie week met iemand gepraat en ons het Sondag 'n troue gehad, gister, en by die troue, dan sê die woord van die Here, dat manne, julle met julle vroue lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het. En Jesus het die kerk so lief gehad, dat hy eintlik gesterf het vir die kerk. So die woord sê vir ons manne, ons moet ons vrouens lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het. En ek het in hierdie week met iemand gepraat, en ek sê vir hom, hoorie, jy moet jou vrou lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad het, jy moet bereid wees om te sterf vir jou vrou. Hy sê, pastoor, maar nou, hoe kan ek my vrou lief het? Want ek weet, ek is lief vir haar, maar ek weet nie om het te wys nie. Ek het groot geword in 'n huis wat, my pa het my nie gewys om my vrou lief te wees nie. Ek weet, hy was lief vir my ma, maar hy het dit nooit gewys nie. So ek wil vanoggend elkeen van julle sê in ons harte, julle weet, wanneer, daar kom baie probleme met huwelik as gevolg die man wat nie kan mooi wys vir sy vrou maar lief te hê nie. En ek weet nie, baie meeste van ons, en my pa was 'n baie goeie man gewees, maar hy het ook nie mooi altyd vir my ma gewys, hoe lief vir sy vader nie. En ek wil vandag vir julle man sê, ons moet bid in die Here vir hom ons te help, sodat ons die liefde wat ons vir ons vrouens het kan uitlewe. Kan ons sê amen daarop? So ek gaan nou preek, kom ons bid net vir dit, want dit is die probleem, en dit is ook 'n probleem in die generasies, met ander woorde, as ek nooit gesien het hoe my pa eintlik my ma, maar hy was, ek weet in sy hart, maar hy kon dit nooit wys nie. Nou sukkel ek, en nou sukkel my kinders, en alles, en ek dink vandag moet ons in hierdie kerk sommer hierdie ding breek vir ons, en vir die jong mense almal. Kan julle amen sê daar? Kom sê amen, kom ons bid. Hemelse Vader, ons kom in die naam van Jesus, en ek bid vir elkeen wat hier is, Here. Ek bid vir ons, vir myself, en vir elke man wat hier is, wat sy pa nie vir hom gewys het, eintlik hoe moet hy sy vrou lief het nie, dat die Here vir ons sal wys hoe om ons vrouens lief te hê. Ek bid dit in die naam van Jesus, en ons kinders, Here, dat ons vir ons kinders kan wys hoe ons vrouens lief het, soos die woord van die Here sê, manne, julle moet julle vrouens lief hê, soos Jesus die kerk lief gehad. Help ons om dit te doen, in die naam van Jesus. Amen en amen. Sorry vir die traantjie en alles, ek is alright, ek is nie testosteronprobleme nie, niks nie, is maar net 'n dingetjie. So, ek moet julle praat oor die verborgenheid van geloof. Die inleiding wil ek net bietjie oor geloof in die Bybel praat. Julle weet, die Bybel sê, God het van elkeen van ons 'n mate van geloof gegee, 'n mate van geloof. Die een wat die volheid van geloof gehad het, is Jesus, maar elkeen van ons het 'n mate van geloof. Dis nou net die inleiding. En die Bybel, die woord van die Here sê dat, dis 'n dwaas wat sê, daar's geen God nie. So, elke persoon wat nie glo daar's 'n God is 'n dwaas. Kan ons amen sê daarop? So, ons moet weet, mense wat sê daar's nie 'n God nie, is 'n dwaas, so iemand wat nie glo nie, en ons moet dit weet, en ons moet nie met sulke mense baie praatjies praat en goed nie. Hoor dat ek vir julle sê, mense wat glo daar's nie 'n God nie, is dwaas in die oë van die Here, en ons moet dit weet. En dan die volgende, ek wil net 'n paar goedjies wat ek in die Bybel gelees het. Die Bybel sê dat daar sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Sonder geloof kan ons nie die Here behaag nie. Amen. Die woord van die Here, ek het gelees daar van 'n mosterdsaad. Die woord sê, as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, kan jy vir hierdie berg sê, gaan weg. Nou 'n mosterdsaad, ek dink die Bybel het bedoel, nie die mosterdsaad is die geloof nie, maar die geloof soos 'n mosterdsaad. Want 'n mosterdsaad sê, dit is die kleinste saadjie, maar jy moet hom plant, en dan groei hy, dan word hy groot boom. So dit is hoe geloof is. Dit help nie, jy sê jy het geloof soos 'n mosterdsaad nie, jy moet die geloof soos 'n mosterdsaad plant, sodat die geloof kan groei soos 'n boom. Dit is jou werk, my werk, om hierdie geloof soos 'n mosterdsaad te laat plant. Ons moet dit plant. Dit is hoe dit gebeur, dat geloof dan verder sal vorder. In 1 Korintiërs 12, is die gawes van die Gees. In vers 9 staan daar, ander gee hy ander 'n gawe van geloof,
dis dieselfde Gees. So geloof is 'n gawe van die Gees en dit is dieselfde Gees wat ons geloof gee. Met ander woorde, as ons die gawes van die Gees nodig het, dan moet ons die Here bid. Sê Here, gee my die gawe. Gee my die gawe en daar's 9 gawes en 1 gawe is geloof. Ons kan die Here vra en hom sê, Here, gee vir ons die gawe van geloof. En dan in 1 Korintiërs 13 lees ons van die liefde. In die heel laaste vers van 1 Korintiërs 13 voor ons na 14 staan daar, en nou bly geloof, hoop en liefde, en die grootste hiervan is die liefde. So geloof, dis inleiding wat in die Bybel staan, dat jy dwaas het, is iemand wat nie glo nie, en sonder geloof kan ons nie God behaag nie. Ons geloof moet soos 'n mosterdsaad wees. Ons moet die gawe van geloof by die Here vra. En liefde, geloof, hoop en liefde. Geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Nou, hoe kan ek nou praat oor verborgenheid van geloof? Ons leef nou in die tyd van die kerk. Met ander woorde, die kerk is die kerk is nie die gebou nie. Die kerk is al die gelowiges saam. Al die gelowiges saam is die kerk. Elkeen van ons is, wanneer ons saam verkeer, dan is ons die gelowiges. Die Griekse woord vir verborgenheid is mosteria. Mosteria beteken dis verborge. En die Engelse woord is mystery en die Afrikaanse woord is mos nou geheim. So ek wil praat oor die geheim van geloof, die verborgenheid van geloof. En daar is verborgenheid van geloof. Daar's omtrent 11 dinge in die 12 in die Bybel wat in die Nuwe Testament waar daar staan oor verborgen dinge. Verborgen is dinge wat God verborgen gehou het vir ons tot in die tyd van die kerk. Dit is nie in die Ou Testament bekend gemaak nie, maar dit is nou in hierdie tyd wat ons lewe. So die verborgenheid van die geloof wil ek dit oopmaak sodat ons kan verstaan wat bedoel die woord as hulle praat van verborgenheid van geloof. Nou pastoor, waar kry jy nou al hierdie goed? Het julle al van dit gehoor? Ek ook nie. Ek kom hier om die woord vir julle te sê. Verborgenheid van geloof. Kom ons lees Kolossense 1 vers 24 en 28. Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vrees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam wat die gemeente is. So Paulus sê vir die Kolossense, die liggaam van Jesus, dis sy gemeente. Hy sê ek verbly my in die lyding van julle en vul my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus. Vers 25, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die bediening van God, wat aan my gegee is, in julle belang om die woord van God te vervul. Nou wat is die woord van vervulling van God? 26, naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. So die woord Paulus sê vir die Kolossense, hierdie verborgenheid wat van die eeue af van geslagte verborgen is, word nou geopenbaar aan sy heiliges. Wie is die heiliges? Ons. So God openbaar aan ons die verborgenheid aan sy heiliges. Die verborgenheid van geloof is een van die verborgenheid. Aan wie God wou bekend maak wat die rykdom en van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid. So hy maak het bekend aan die heiliges en aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verbondenheid onder die heidene is. Ons was eintlik mos heidene gewees. Ons is nie van die Joodse afkoms nie. Ons is heidene en ons is ingeënt in Jood en ons is nou kinders van God. Ons was heidene. God maak nou vandag en van hierdie tyd in ons lewe die verborgenheid van geloof aan ons bekend. Dis wat hy staan in Kolossense. En hy sê, hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Goed, nou in Romeine, nou wil ek weer lees oor die verborgenheid van geloof. Paulus skryf aan die Romeine, in Romeine 16 vers 25, aan hom dan, wat magtig is
om julle te versterk volgens my evangelie en die prediking van Jesus Christus, ooreenkomstig die openbaring van die verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is. Paulus sê aan die Romeine, hierdie verborgenheid wat eeuwenlang verswyg is, verkondig ons nou in die evangelie, die prediking van Jesus, oor hierdie verborgenheid wat verswyg is, maar nou geopenbaar is, dis nou geopenbaar, in hierdie tyd waar ons lewe, in die tyd van die kerk, is hierdie verborgenheid geopenbaar, deur die profetiese skrifte bekend gemaak is, onder die heidene, volgens die bevel van die ewige God, die gehoorsaamheid van die geloof. Verstaan julle almal mooi wat ek nou probeer verduidelik het hierso. Deur die gehoorsaamheid van die geloof word die verborgenheid van die geloof geopenbaar aan die heiliges, aan ons in hierdie eeu waar ons nou lewe. So die verborgenheid word geopenbaar nou, gaan nou geopenbaar word in hierdie kerk vanoggend en deur die woord van die Here. Ek wil net ook in Hebreërs 11 vers 1 vir julle lees. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons nie sien nie. Dit word nou geopenbaar in die Nuwe Testament, die dinge wat ons nie sien nie. In Hebreërs 11, wanneer hulle praat oor die geloof, as julle die hele Hebreërs 11 lees, dan praat hulle van die mense van die ou tyd, van al die mense wat gelowige mense was. Wat het gebeur van Abraham, van Noag, van elkeen daar oor hulle geloof, en dan sê hulle, dit is wat gebeur het. As julle tyd het, wil ek julle vra om dit te gaan lees. Verborgenheid, soos ek sê, van geloof word in die kerk geopenbaar, en al die kinders van die Here. 1 Timoteus 3 vers 9 lees ons, manne, wat die verborgenheid van geloof in 'n rein hart en gewete hou. So die geborgenheid van geloof beteken, dit word in 'n rein hart en gewete gehou word. Die verborgenheid, die geheim, die mysteria, die mystery van geloof moet in 'n rein hart gehou word. En dan wil ek lees Judas. In Judas lees ons oor die verborgenheid van die geloof. En daar staan geskrywe in Judas 1 vers 3, geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek dit noodsaaklik gevind om julle deur my skrywe te vermaan, om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewe is. Die Here sê, ons moet kragtig stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges gegee is. En in Judas 1 vers 20 staan, maar julle geliefdes moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. So om verborgenheid te verstaan, beteken dit hoe gaan ons dit kry? Hoe gaan ons hierdie verborgenheid kry? Die onus lê by ons, sê die Bybel. Ek het dit mos nou gelees. Die onus vir die verborgenheid van die geloof geopenbaar lê by my en jou. Ons moet kragtig stry, sê die woord. Die woord sê, ons moet ywerig aanwend om ons gemeenskaplike saligheid te kry. Die onus lê by my en jou, kinders van die Here. Dis die verborgenheid, dis die secret van geloof. Die onus lê by jou. Geloof wat in ons gewete en in ons gees vashou. Geloof moet in ons gewete en ons gees vashou. Die geloof, die woord van die Here sê dat ons leef nie deur dit wat ons sien nie, ons leef deur geloof. Geloof wat in ons gewete en ons gees vasgehou word. Ons het die godswaarheid in ons. Ons het die heilige godswaarheid ontvang die dag toe ons wedergeboorte ontvang het. Dit is die geloof waaraan ons moet vashou. Dit is die verborgenheid. Ons moet aan die geloof vashou. Ons glo in Jesus as die seun van God en as die seun van die mens, dat Jesus aarde gekom het en sonder sonde op die aarde geleef het. Dit is wat ons glo.
en dit is wat ons uitleef, en dit is wat kinders van die Here maak. Vir ons, Jesus het vir ons sonde gesterwe, hy is begrawe, hy het opgestaan uit die dode, hy het opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God. Die geloof wat ons in ons het, word beskryf as die allerheiligste geloof. Ons moet die allerheiligste geloof nastreef en ons moet dit soek in ons lewe. Die kerk waar die apostoliese geloof het gesê, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en ek glo in Jesus, ek glo in die opstanding van die dode, en ek glo in 'n ewige lewe. Dis wat ons glo. Dit is ons geloof. Dit is ons allerheiligste geloof. En die verborgenheid van die geloof, is om hierdie geloof dan uit te lewe. Hoe lewe ons dit uit? Dit is eintlik die belangrike saak wat ek vanoggend met julle bespreek. Maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof. Ek gaan nie lank praat vandag nie, want ek het gehoor iemand sê, les is beter, en ek gaan kort preek, en ek bid, dat die Here vir ons sal help, dat hierdie les wat beter is, deel van ons word. In Lukas 18, vers 8 staan daar, ek sê vir julle, dat hy gou aan julle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind. Dis die vraag. As die Seun van die mens kom, sal hy dan wel geloof op die aarde vind? Ek wil vir julle vra, wat dink julle as die Seun van die mens kom, sal hy wel geloof op die aarde vind? My gewaarwording is, dat dit blyk, dat al hoe minder mense werklik glo, daar hier op die aarde. Alle mense, ek weet nie of julle saam met my stem nie, maar ek sien al hoe minder mense glo, dat daar, en hulle kom met verskillende soorte leringe hier op die aarde. Ons moet baie versigtig wees. Die woord sê in die laaste dae sal daar mense afvallig raak, en ons woon nou in die laaste dae. Hoekom ek dit sê, om nie vir julle bang te maak nie. Julle sien mos hoe lyk die kerk, julle sien mos hoe lyk die ander kerke. In hierdie week het ek 'n begrafnis gehou daar by Witpoortjie, by die ou kerk waar ek was. Ek was eintlik geskok. Ek het begrafnis gehou, daar was genoeg mense, dit was lekker. En toe ek opry, julle weet waar die AGS Simfonie is in Witpoortjie. Dis eintlik, toe ek opry daar op die hoek is 'n kerk, 'n NG Kerk, waar baie mense was. En ek sien daar staan 'n bordjie onseil, auction. Die kerk word ge-auction. Die kerk daar. En ek hoor daar's 2 kerke in Witpoortjie wat ge-auction word. Wat sê dit vir ons? Dit blyk dat al hoe minder mense, en dan wat ek vir julle vandag wil sê, ons moet baie versigtig wees vir hierdie mense wat prosperity preachers is, wat net voorspoed leer. Hulle leer net prosperity. Hulle sê dat ek wil mooi verduidelik, dat Abraham was baie ryk gewees. En God wil hê dat dit met ons goed moet gaan. God wil nie hê dat ons moet arm wees en swaar kry en dit nie. Maar die predikers, ons moet versigtig vir hulle wees, kinders van die Here, hoor wat ek vir julle sê. Hierdie wat uitsaai en sê jy moet nou geld gee en die en daai mense wat 3 vliegtuie ry, ek is nie jaloers op hulle nie, maar ek glo nie dit is die regte geloof wat in die Bybel van praat nie. Wat sê julle daarvan? En hierdie mense het 'n manier om geld uit mense uit te kry. Hulle het 'n manier om te sê, gee geld, doen dit. Wees versigtig vir dit. En as jy by die kerk gaan, en julle weet mos, ons het mos die Gees van God in ons. Ons weet mos wanneer dit nie reg is nie. Is dit nie so nie? Want ek hoor, iemand het my ook gevra, van die pastoor wat sê, al die mense moet 1 maand se salaris aan hom gee. Dink julle dit is reg? Kinders van die Here, ek sê vir julle is verkeerd, man. As ek sê, elkeen van julle moet 1 maand se pay van my gee, dan moet julle loop. Julle is verkeerde plek. Hoor julle wat ek sê? Ek sê dit onder die salwing van die Heilige Gees. Dis nie so nie. Ons praat oor verborgenheid van geloof. Dis nie geloof nie. Dit is verkeerd om dit te doen. Totaal en al verkeerd. Verskoon my dat ek dit sê. Ek vra nie om verskoning nie. Dis mense wat verkrachting van die woord pleeg. Wat die waarheid besoedel.
wat dwaallere verkondig, wat verkondig dat die verkeerde waarheid, wat hierdie verborgenheid wat nou geopenbaar is in my en jou hart en in die disippels se hart, dit is wat ek verkondig. Nie dwaallere, verkeerde goeters nie en alles onder die naam van die Bybel. Kom mense en hulle verkondig allerhande verkeerde goeters. Wanneer die verborgenheid, die Heilige Gees krag in ons hart is, dan het ons geloof. En niemand kan dit van ons wegneem nie. Hierdie geloof wat God vir ons gee, die verborgenheid, die geheim van die geloof van God, niemand kan dit van ons weggeef nie. Hoekom dink julle, die disippels, wat het met hulle gebeur? Die meeste van die disippels is doodgemaak en hulle het gestaan vir hulle geloof. Die verborgenheid van geloof was in hulle hart, hulle het dit vasgehou. En as mense met stories kom, het hulle gesê, nee, ons glo in God, ons glo in Jesus, ons glo in die opstanding, ons glo in die wederkoms. En dit is hoekom hulle doodgemaak is. En wat gaan gebeur as hulle sê, ons moet die kerk toemaak? Wat gaan al hierdie goed gebeur? As dit gebeur, hoeveel mense gaan nog oorbly? As ons die verborgenheid van die geloof verstaan, en as die geloof van God in ons hart is, die allerheiligste geloof, dan sal ons vasstaan en weet. Dis hoekom hulle die marteling en al die goed gemaak het. As gevolg, hulle die verborgenheid, die geheim van geloof verstaan, en het in hulle hart vasgemaak, en hulle het geglo, en niemand kan dit van jou al wegneem nie. Wanneer God in jou hart werk, en hy hierdie verborgenheid aan jou oopmaak, kan niemand dit van jou wegneem nie. En ons weet, wanneer God se woord in ons hart is, en ons weet, elkeen van ons weet, wat reg en verkeerd is, in die naam van Jesus. Kan die gemeente sê, amen, is dit so, of is dit nie so nie? In die verborgenheid versterk ons hart. Geloof wat ons aan vashou. Hulle kan ons dreig, hulle kan ons skade doen, hulle kan ons aanrand, hulle kan ons vra om Jesus te verloon, maar hierdie geloof maak dat ek vashou. Dit maak nie saak wat die mense sê en doen nie, wat die duiwel doen en wat die wêreld doen, wat die ongelowiges doen nie. Die sonde is in hierdie wêreld, maar die verborgenheid van geloof is in ons harte en daarom hou ons dit vas. Ons het hierdie geloof, dieselfde geloof wat Petrus, Johannes, al die disippels en almal van hulle gehad het. Dit is dieselfde geloof wat ek en jy in ons hart het en dit is wat ons moet aan vashou en vasklou en dis die geheim wat ek vanoggend aan julle openbaar. Ons moet hierdie verse wat ek gelees het, hierdie allerheiligste geloof, ons moet dit nastreef. In 1 Korintiërs 15 vers, ek wil eintlik lees 1 Korintiërs 15, hier verduidelik Paulus mooi vir ons wat ons glo, wat glo ons kinders van die Here. In 1 Korintiërs 15 vers 17 en tot 18 staan daar, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, en dan is julle nog in julle sondes, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof nutteloos, en dan is julle nog in julle sondes, en dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Selfs die wat dan in Christus ontslaap het, is verlore as Christus nie opgewek is uit die dode nie. Maar ons weet mos, Jesus het opgestaan. Jesus het opgestaan, hy is opgewek, en dit is wat ons geloof versterk in hierdie tyd waar ons lewe. Die geloof, die allerheiligste geloof. Ek wil bid dat die Here vir ons sal help, dat ons in ons allerheiligste geloof sal lewe, en dit is die woord, dit is die verborgenheid, die geheim, dat ons in dit sal lewe. In 1 Korintiërs 15 vers 11 tot 18 lees ons, of dit nou ek of hulle is, so spreek ons, en so het julle geglo. As daar gespreek word dat Christus uit die dood opgestaan is, hoe sê mense onder julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? Hy vra vir Korintiërs, as daar dan gespreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige van julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is ons in Christus ook nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie,
ten minste as die dode nie opgewek word nie, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nodeloos, dan is ook die wat in Christus ontslaap verlore. So die Bybel lees vir ons vanoggend Paulus, en die Bybel sê dat Christus het opgewek, en daarom het ons geloof in ons harte, wat God in ons harte gesit het, en die geloof wat ons moet vashou. Amen. Dit is die hart van die Christendom. Maar die duiwel wil nie hê dat die duiwel wil ons wegruk. Hy wil hê ons moet ons besig hou met ander dinge, 'n ander leer as hierdie leer van geloof. Die Here wil nie hê dat ons moet alles doen in ons vermoë om hierdie geloof in ons hart te bewaar en aan ander mense ook oor te dra wie Christus Jesus is. Ons opdrag is om dit aan ander mense oor te dra. Die Bybel noem dit die verborgenheid van geloof in 'n rein gewete hou. So ons moet die verborgenheid van geloof in 'n rein gewete hou, sê die woord. My rein en ons rein en skoon lewenswandel voor God bewys dat ek hierdie geloof koester en dat ek hierdie geloof in die geloof bewandel. My lewe wys dat ek in 'n sekere sin 'n privaat verhouding met 'n lewendige God het, en dit word gedemonstreer deur my optrede, en ek draai nie links of regs van hierdie geloof af nie met my lewe nie. Ek versaak die sonde van hierdie wêreld. Dit is die geheim van die allerhoogste geloof. Die allerheiligste geloof is verkry by die Heilige Seun van God, en deur die geloof woon God se Gees in my, en ek leef nie meer nie, maar Jesus Christus leef in my. En wanneer ek uit lyn uitgaan, wanneer ek afdaai, die Heilige Gees oortuig my dan, en dan bring hy my terug, dan gaan die Gees van die Here my oortuig van sonde, en ek bely my sonde, en ek keer terug daarvan, ek draai terug van my sonde af, want die allerheiligste geloof in my, dit is verberg aan die mens daar buite, en dit gee my vrede in die Here. So hierdie allerheiligste geloof is verberg vir die mense daar buite. Dit word oopgemaak by ons, en dit is die prediker, my werk, om vir julle te verduidelik van die allerheiligste geloof wat in ons, en ons moet dit nastreef, ons moet dit uitleef, en dit is eintlik wat ek vanoggend vir julle sê. Kom ons vra die Here om ons te help, dat ons hierdie allerheiligste geloof kan uitlewe in ons lewe. En dit beteken ook nie dat ek ons nie sondig is nie, maar wanneer ek weggaan, dan roep die Here my terug. Julle weet waarvan ek praat. Die jou gewete kla jou mos aan voor God. En hierdie secret is om ons te hou, om aanhou in God te glo en te vertrou. En selfs in die tyd van die Bybel. Julle weet, daar's mense wat onder die dekmantel van geloof mense doodgemaak het. Julle weet dit. Daar's kerke wat gesê het, die kerke, ek wil nie oor kerke nou so seer praat nie, maar ons gaan nou die nagmaal bedien, ons gaan dit nou sommer nou bedoen. En hulle het gesê dat die wyn wat hulle drink en die brood wat hulle eet is werklik die liggaam van die Here. Is dit so? Ek vra julle, is daai wyn Jesus se bloed en is daai brood sy liggaam? Is dit so? Julle sê nee, julle is reg. Ons doen dit tot my gedagtes. Tot my gedagtes. Dit is nie die bloed nie, dit is nie die wyn nie. Die Here het gesê, en so dikwels as julle dit doen, tot my gedagtes. Hy in die dag wat hy verraai is, het hy gekom en het gebreek. Hy sê, dit is tot my gedagtes. Dit is nie my bloed nie, dit is tot my gedagtes. Ons dink daaraan dat dit Jesus se liggaam is en Jesus se bloed wat vir ons gestort het, tot my gedagtenis. Die kerke van die kerk het mense doodgemaak as hulle sê, dis tot my gedagtenis. Hulle sê, nee, dit is so. Sien julle die verborgenheid van geloof om mense, en die disippels het gesê, nee, dis tot Jesus se gedagtenis. Die verborgenheid is geopenbaar. Dit is nie die bloed nie, dit is tot Jesus se gedagtenis. Want hy dan gelewe, hy dan gesê, hier's my wyn, hier's my bloed, hier's my liggaam.
Dit is tot my gedagtenis. So van die kerk het gekom en hulle daai mense doodgemaak. In die tyd van die kerk het die Romeinse kerk hulle het 'n groot storieetjie gehad om te sê wat gebeur as 'n vlieg dan binne in die wyn val? Is die vlieg nou heilig of is die wyn nou onheilig? Hulle het 'n hele vergadering gehou terwyl die land besig is om te brand, terwyl daar oorloë en goeters aan die gang is. Kinders van die Here, kom ons hou by die allerheiligste geloof. Kom ons vra die Here dat hy die allerheiligste geloof in ons harte sal openbaar vandag in ons lewe. Dat ons sal weet wat is die allerheiligste. Ons moet dit nastreef, ons moet dit soek, want dit is verborge, dis 'n geheim. Maar hierdie geheim is nou openbaar. Ons moet dit nastreef, ons moet dit soek die allerheiligste geloof. Want die woord van die Here sê mos, dis nie wat ons sien nie. We don't live by sight, we will live by faith, die allerheiligste geloof. Eenvoudige boodskap en ek wil bid dat die Here in ons harte werk. In my hart en jou hart, dat ons dit sal verstaan in ons hart, dat die Gees van die Here dit aan ons oopbreek en sê, die allerheiligste geloof, die heiligste geloof. Hoe kan ons dit nastreef? Vra vir die Here, Here help my, lei my. Ek is die kind, die Gees van God is mos in my. As God se Gees van in my is, dan kan ek die stem van die Here hoor, dan kan ek doen wat die Here vir ons sê. Dis nie verskore vir die mense buitekant nie, die wat nie glo nie. Dis geopenbaar aan die kerk van die Here. 4000 jaar van die tyd van Adam tot na die tyd van Maleagi was hierdie goeders in 'n mate verborge gewees. Ons het gepraat oor geloof, ons weet wat is geloof, maar ons weet ook nou wat is die allerheiligste geloof. Kom ons bid saam, kom ons sluit ons oë. Dankie Here dat ons weet dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Dankie Here dat die woord van God, die verborgenheid, die secret aan ons openbaar gemaak het. Dat ons moet die heilige allerheiligste geloof nastreef. Ons moet dit vashou, ons moet dit uitlewe. Help ons Here vanaand in hierdie tyd waar ons lewe. Ek wil bid dat die Gees van die Here vir ons al die heresies en al die verkeerde goeters wat mense nou praat en wat hulle doen. Ek wil bid Here dat U dit vir ons aan ons openbaar. En ek bid dat U ons genade gee om ons te weerhou van hierdie goeters. En as mense kom met valse leringe en valse goeters, omdat ons die verborgenheid van geloof in ons harte ken, omdat ons dit verstaan, kan ons vir die mense sê, nee, dit is nie so nie. Die woord van die Here is so. Help ons Here Jesus, help ons kerk, die kerk van die Here. Ons het in hierdie laaste tyd, hierdie woord van verborgenheid van geloof baie nodig. En daar's baie valse lerings, valse goed wat nie in die Bybel staan nie. Help ons dat ons dit sal doen wat geloof, God se geloof in ons harte sal uitleef. Is my gebed. Amen en amen.